Goeiemôre. Jy luister na die 56ste oordenking in die reeks, 'n paar maal om die son. Vanoggend se tema is perfekte oomblikke. Kom ons hersien net 'n paar gedagtes waaroor ons verlede week gesels het. Ons lewens word geleef in oomblikke, veral definierende oomblikke. Dis waaruit ons lewe bestaan. Dis hoe ons tyd onthou. Definierende oomblikke word gevorm wanneer dit een of meer van die volgende bevat. Hoogtepunte, in Engels is dit elevated moments, nuwe insig, ervaring van trots of genoegdoening en koneksie, die verhoudings waarin ons staan. In ons herinneringe is dit veral 'n begin, 'n einde en die spitservarings van die lewe wat ons onthou. Ongelukkig is daar ook putervarings, wat dikwels donker skaduwees oor ons lewens werp. Daaruit moet ons ook sin maak. 'n Groot deel van die Bybel word afgestaan aan die tema van putervarings. Om die waarheid te sê, as Christene vier ons elke jaar die donkerste van alle putervarings wat hierdie lewe kan oplewer. Die vreesaanjaende dood aan 'n kruis. En tog, deur die krag en genade van God, word daardie putervaring, die spitsgebeurtenis wat ego deur alle eeue. Die spitsgebeurtenis. In God se krag kan putervarings nuwe betekenis verkry, met nuwe inhoud gevul word. Verstaan my reg. Ek sê nie daardeur dat ons dankbaar is vir alle putervarings nie, hoegenaamd nie. Wat ek wel sê is, dat putervarings wel met nuwe betekenis gevul kan word. In Chip en Dan Heath se boek, The Power of Moments, vertel hulle die verhaal van Eugene O'Kelly, wat op 53-jarige ouderdom met 'n rare soort kanker gediagnoseer is. Met 3 ongeneeslike breintumors was daar geen vooruitsig op genesing nie. Op daardie stadium was O'Kelly die CEO van KPMG, getroud met Corinne en met 2 dogters waarvan die jongste 14 jaar oud was. O'Kelly beskryf die dae wat volg in sy memoir, 'n dagboek wat hy gehou het, getiteld Chasing Daylight. Hierin het hy probeer sin maak uit daardie gebeure. Die dagboek begin met die woorde: I was blessed. I was told I had 3 months to live. Al die planne wat hy en sy gesin vir hul toekoms gemaak het, moes skielik geskraap word. Al sy lewensplanne moes in 'n oomblik geskraap word. En skryf hy, hoe gouer dit gebeur, hoe beter vir hom. En hy moes met nuwe planne vorendag kom, vinnig, skryf hy. Een aand aan die etenstafel het hy 5 konsentriese sirkels getrek, met sy gesin in die middel. Die buitenste sirkel het veraf verhoudings verteenwoordig, soos kennisse en besigheidsvennote. Hy het besluit om stelselmatig al hierdie verhoudings te eer en af te handel. Soos wat die kanker toeneem, wil hy graag meer en meer tyd aan die binneste sirkel spandeer. Hy het mense in die buitenste sirkel geskakel of 'n innige e-pos geskryf waarin hy hulle bedank het. Die 4de en 3de sirkels het bestaan uit nader vriende en kollegas. Hy het hulle in persoon ontmoet. Hy wou gehad het hulle moes 'n vreugdevolle en betekenisvolle laaste afsprake hê. Juis nie somber en hartseer nie. Hulle het staaltjies vertel van hulle tye saam en lekker daaroor gelag. Hy het hulle bedank vir die rol wat hulle in sy lewe gespeel het. So begin hy in sy dagboek hierdie spitservarings perfekte oomblikke noem. En sy missie was om soveel as moontlik van hulle te skep in hierdie 3 maande. Soos wat die tyd aangestap het, het hy meer en meer tyd in die binneste sirkel begin spandeer. Meer daar geleef. Uiteindelik was dit net die binneste sirkel wat oor was. Hy het eers sy 2 susters gegroet en hulle bedank vir die rol wat hulle in haar lewe gespeel het. Daarna het hy saam met sy gesin by hulle vakansiehuis naby 'n meer ingetrek. Hy het begin swakker raak.
Toe laat hy sy ma en sy broer invlieg om 'n paar dae saam met hulle te spandeer. Ou Kelly skryf in sy dagboek: Ek het my ma se hand geneem, waar net ek en sy alleen gesit het. Ek het haar verseker, ek is op 'n goeie plek in my lewe. Ek het vir haar gesê, ek is op 'n goeie plek in my lewe. Ek het haar verseker dat ek haar in die hemel sal sien. As 'n persoon wat geanker is in haar geloof, het dit haar vertroos. Dit was 'n perfekte dag. Daardie aand op die bank, nadat sy moeder en broer teruggevlieg het na hul huise, het hy uitgeput vir Corinne gesê, jy sal van hier af moet oorneem, ek het alles gedoen wat ek kon. 2 weke later is ou Kelly in die teenwoordigheid van sy gesin oorlede. In die skadu's van sy laaste dae het hy hierdie woorde opgeteken. I experienced more perfect moments and perfect days in 2 weeks than I had in the last 5 years, or than I probably would have in the next 5 years, had my life continued the way it was going before my diagnosis. Look at your own calendar. Do you see perfect days ahead? Or could they be hidden and you have to find a way to unlock them? If I told you to aim to create 30 perfect days, could you? How long would it take? 30 days? 6 months? 10 years? Never. I felt like I was living a week in a day, a month in a week, a year in a month. En dan onthou 'n mens die woorde waarmee hy sy dagboek begin het. I was blessed. I was told I had 3 months to live. Kom ons sluit vanmôre af met dieselfde gebed as wat ons Vrydag gebid het. God van ons lewe, daar kom dae wanneer die laste wat ek dra, my skouers skaaf en my neerdruk, wanneer die pad vorentoe droewig en eindeloos lyk, die lug vaal, troosteloos en dreigend. Dae wanneer die lied uit my lewe verdwyn en my hart eensaam en my siel moedeloos word. Laat dan u lig op my pad skyn. Rig my oë op die hemele van u belofte. Snaar my hart vir u lied. Skenk my die gemeenskap van die heiliges en van die geloofshelde van die eeue. En sterk so my gees om ook ander, wat die pad saam met my bewandel, te onderskraag tot u eer en verheerliking. In Jesus naam. Amen. C.J. Langenhoven het gesê, die teëspoed sif die vriende uit wat die voorspoed geoes het. Liefde en 'n geseënde week vir elkeen.